Ons gaan 2 dele uit die Bybel lees vanmôre. Die eerste is in Handelinge 1 en dan ook in Galasiërs hoofstuk 5. Blaai maar soontoe en soek dit gou op en dan kan ons die vinger daar hou by Galasiërs. Ons gaan eers Handelinge 1 lees. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy het verkies het, die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Julle het by mekaar gekom en vra toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En die antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele die Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Dan bly ons na Galasiërs 5. Ons het gesien dat Jesus aan sy disippels bevele gegee het deur die Heilige Gees, sê die woord. Goed, Galasiërs 5. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het en laat ons julle nie weer onder die juk van diensbaarheid kom nie. Kyk, ek, Paulus, sê vir julle, dat as julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval, want ons verwag deur die Gees uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. Want aan Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnede en enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Julle het goed geloop, weet julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle roep nie. 'n bietjie seerder gemaak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra wie dit ook mag wees. Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek dan vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Ag, as die wat julle opstandig maak, hulle self tog maar ook wil vermink. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as ons mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie een deur die ander verkeer word nie. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. Hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde,
blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons nou deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Net tot Here die Here se woord. Ons bid net saam. Vader, baie dankie vir die mooi dag. Koning Jesus, dankie vir 'n leë graf. Heilige Gees, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie vir die krag wat jy in die woord plaas om te inspireer. Ons het gelees dat Jesus toe hy opgevaar het, of net voor hy opgevaar het, aan die disippels deur die Heilige Gees bevele gegee het. En Here, dis wat in die kerk moet gebeur, dat deur die Heilige Gees moet dinge plaasvind, moet daar gewandel word. Help ons vanmôre om te verstaan. Vader, ons bid vir hulle wat siek is weer eens, nog steeds, en ons sal aanhou bid totdat ons weet, die maand van gebed is vol en mense word genees. U het 'n plan met elkeen se lewe, wat dit ook al mag wees, weet ons nie altyd nie. Maar hier is ons ook vanmôre voor U aangesig. Hier is ons in die teenwoordigheid om te vra, wat is U wil vir my lewe, Here? Wat wil U vir my sê vanmôre? Waar moet ek in my lewe verander? Wat moet ek in my lewe indra of inbring deur die woord van God en deur die krag van die Heilige Gees? Doen vir ons iets asseblief in elkeen se hart en lewe. En seën ons saam met sy woord asseblief. Amen. Nou ja, Pinkster is 'n wonderlike geleentheid en ons kerk vier Pinksterdienste van die begin af. Baie keer 'n hele week lank. In die begin was dit 10 dae gewees, maar dit het verander in 'n week. En omdat ons die aanddienste kan hou nie, kan ons nie Pinkster hou in 'n week se tyd nie. So miskien vandag en volgende Sondag is dit ons Pinksterdag. So mag die Here U seën in hierdie Pinkstertyd wat ons by mekaar gaan wees, 'n paar geleenthede, maar ek sal aanbeveel jy moet in hierdie week ook die woord van God vat en gaan lees oor die Heilige Gees. Gaan soek die dele wat oor die Gees van God praat en bestudeer dit, dat 'n mens kan vol word ook op jou eie van hierdie wonderlike dinge. Jy kan nou vanmôre baie skrif kry om te gaan ondersoek en self te bestudeer by die huis. So Pinkster, gaan ons praat oor die Heilige Gees en ek. Wat het dit met my te doen? Die vraag is, waar begin ons Pinkster verhouding? Waar begin die verhouding met die Heilige Gees? Ons weet dat baie mense verstaan nie altyd die werke van die Gees van God nie. En dan mense die Heilige Gees manipuleer deur hulle eie begeertes en hulle eie sieninge en so meer. Maar dan verdwyn die verhouding met die Heilige Gees in die niet. God is heilig. Die Gees van God is hoog heilig. Die Bybel sê hy is 'n vuur, 'n heilige vuur. En ons moet ons nie vereenselwig met die menslike, vleeslike begeertes om die Heilige Gees tot ons vlak te bring en te wil hy moet doen wat ons wil hy moet doen nie. Ons moet doen wat hy wil hy ons moet doen. En wees wat hy wil hy ons moet wees. En dit kan net gebeur as ons werklik opreg en ernstig is. So, 'n verhouding met die Heilige Gees begin by die ontvangs van die Heilige Gees. Dit is baie duidelik dat mense mislei word op hierdie stadium, op hierdie vlak. Daar is baie mense wat die Heilige Gees wil hê, maar hulle ken nie eens Jesus nie. Hulle is nie weergebore nie. Jy ontvang die Heilige Gees alleen wanneer jy weergebore word en 'n kind van God word. Die Gees van God woon nie in ander mense nie. Hy woon glad nie in ander mense as in God se kinders nie. Hy kan nie in ander woon nie, maar sy harte is toe, hy kan nie inkom nie. Maar eers, daar begin 'n persoon se verhouding met die drie-enige God, wanneer jy jou lewe aan Jesus Christus gee, hom in jou lewe innooi, en 'n kind van God word deur wedergeboorte. Dit is waar alles begin met die Heilige Gees. Daar is baie ongeredde mense wat met die Heilige Gees speel, en hom wil hê, en allerhande rituele uitoefen, en so meer, en selfs bid, dat hy hulle moet seën, en so meer. Dis kontra die woord van God. As jy nie 'n kind van God is nie, het jy nie die Heilige Gees nie.
Romeine 8 sê Paulus aan sy gemeente, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. Die Heilige Gees is die gees wat jou tot 'n kind van God maak en sê, deur hom kan jy nou met Vader praat en sê, my Vader, Abba Vader. Ons het ontvang die gees van aanneming tot kinders, dis by wedergeboorte. Laat dit net verstaanbaar wees vir almal. So, Johannes 7 vers 37 het Jesus ook verder gesê, toe hy daar by die groot fees kom, 'n groot Paasfees, 'n Pinksterfees in elk geval. Toe sê hy in Johannes 7 vers 37, op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat hy sou ontvang, wat in hom glo. Nie enige mens nie. Die wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat die Jesus nog nie verheerlik was nie. So hier is die kwalifikasie net so sterk. Hulle wat in hom glo. Ja, ons kan sê enige mens glo in die Here, maar daar's 'n verskil om aan God te glo en om in hom te glo. Jy glo in Jesus wanneer jy weergebore is. Jy glo aan God wanneer jy sê, ek is 'n Christen, ek is ook 'n kind van God, omdat ek kerk toe gaan en so meer. 1 Korintiërs 6 sê vir ons, weet julle nie dat die liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie? By die ontvangs van die Heilige Gees met wedergeboorte word 'n mens onteien. Jy word onteien van die ou mens wat jy was, en 'n nuwe mens word in jou gebore, wat die ewige lewe in jou het, dat jy dan 'n tempel van die Heilige Gees word, dat hy in jou kom bly. Net God se kinders kan die Heilige Gees in hulle hê. So mense moet dit net verstaan, dat daar baie misleiding en bedrog op hierdie terrein ook is, en mense daardeur op 'n dwaalweg gelei word baie keer. Maar goed, Johannes 14 sê Jesus, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, hy self kan nie. Hulle kan probeer, maar hulle kan nie. Hulle kan die Gees van die waarheid nie ontvang nie, omdat hulle dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hy was nog nie in hulle nie, hy sal in hulle wees toe hulle weer gebore word. In Johannes 14 vers 1 Korintiërs 2 vers 12, ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. En dis wanneer mense oë oop gaan, jou geestelike oë gaan oop by die ontvangs van die Heilige Gees. En dan besef jy wat is die geestelike dimensie waar die Bybel van praat, waar God se kinders in lewe en bestaan. Nou ja, dit alles is die ontvangs van die Gees. En sê Paulus in Galasiërs 3, dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Hoe ontvang 'n mens die Heilige Gees? Deur geloof, by wedergeboorte, dis al. So, dan kom die vraag nou, as 'n mens die Heilige Gees ontvang, wanneer jy God se kind word, wat nou? Wanneer sal God, en wie sal God met sy Gees vervul? Die vervulling van die Heilige Gees ontstaan nie by wedergeboorte nie, ontvang hom daar. Maar waarom sal God dan mense met sy Gees wil vervul, sodat hulle groter perspektief, groter waarheid, groter inhoud, groter begrip van die woord van God en van die ewige dinge kan hê? Daar's 'n paar redes hoekom God mense met sy Gees vervul. En ongelukkig is hier net so baie dwaaling op hierdie terrein, waar mense dink dat die Gees van God is sommer ons maatjie. Hy gaan in my kom bly en hy gaan my lekker voel en ek gaan net kan heeltyd halleluja sing en halleluja skree. Daar's 'n paar groot redes wat mense mis wanneer kom by hierdie heilige terrein, dat 'n mens die Gees van God ontvang en hy jou wil vervul met sy Gees vir sekere redes. En hier is hulle. Die eerste is om vrug te dra.
Ons het gelees hier die vrug van die Heilige Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En dan sê Efesiërs dit bestaan uit geregtigheid en waarheid. Geen mens sy lewe kan ander mense se lewens beïnvloed geestelik sonder die Heilige Gees nie. En die vrug wat 'n mens dra, is daarom ander te bedien. Die punt is net dat baie mense wil hê die Heilige Gees moet hulle kon seën en dit moet net lekker wees. Ek wil daai vrug hê, ek wil alles hê. Maar ek het nog nooit 'n boom gesien wat sy eie vrug eet nie. Mens dra nie vrug vir jouself nie, jy dra vrug vir ander. En dis ons roeping in die kerk om die vrug aan ander te gee wat hulle sal versadig en wat hulle aandag op God sal vestig. Die tweede is wat Jesus sê in Johannes 1, Handeling 1, om getuies te wees. Om 'n getuie te wees. Dis waarvoor God jou met sy gees vervul, nie om lekker te kry nie. Dis 'n harde werk om 'n getuie vir Jesus te wees. Die woord getuie in Grieks is martyrios, 'n martelaar. En dis daai pad wat ons moet loop as die Heilige Gees in ons is. Kyk waar die disippels geëindig, waar die apostels geëindig. Hulle het nie 'n pad van blomme met blomme besaai geloop nie. Hulle is almal doodgemaak. Al die apostels is vermoor, behalwe Johannes. Hulle wil hom doodmaak en hom op 'n stadium in 'n pot kookolie gegooi en hom gekook. En Johannes het dit oorleef. Maar op die einde is hy verband Patmos toe, maar die ander is almal doodgemaak. Party is onthoof. Petrus en sy vrou is onderste bo gekruisig. Dit is die getuie van Jesus om te sterf vir sy naam. Die volgende is om God te verheerlik. Daarom sal hy jou met sy gees vervul. Hy vervul 'n mens nie met sy gees vir jouself nie. Jesus Christus wil deur ons die wêreld bedien en deur ons God verheerlik. Dit gebeur in gebed en in heilige lewenswandel. En dan kom dit om effektief te kan bid. Romeine 8 sê ons, kinders van God, weet nie wat ons moet bid nie. Ons verstaan nie. Maar die Heilige Gees kom en hy leer ons om te bid. En hy gee vir ons die inhoud van ons gebed. Want alle ware gebed, ek praat nie van versies nie. Ware gebed kom van die Heilige Gees af. Aarde toe en terug na God toe, om God te verheerlik. Dis effektiewe gebed. Dan om innerlik mooi te wees, om skoon te word, om mooi te word binnekant, om 'n mooi persoonlikheid en 'n karakter te ontwikkel. Dis 'n lewenstaak. En hierdie tipe karakter kan ook net die Heilige Gees aan God se kinders toebedeel. Dit ontstaan nie as jy boeke lees nie. En dan verder om geestelik te kan groei. Jy kan nie sonder die Heilige Gees geestelik groei nie. Want in die eerste plek sê jy nie die woord van God verstaan nie. Jy sal hom verkeerd toepas. En so meer. Maar goed, ons moet geestelik groei. 'n Kind bly nie 'n kind nie. As jy weergebore word, is jy 'n kind van God. En nou sê die 1 Petrus 2 vers 2, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervelsde melk van die woord, sodat jy daardeur kan opgroei. Jy moet groei. En deur die Gees en die Heilige Gees en die woord van God, word jy 'n volwasse kind van God. Jy groei, dis die melk van die woord. Verder om geestelik bekragtig te word vir die diens wat ons het op die aarde, vir ons lewe hier op die aarde. Die krag van die Heilige Gees is dinamis, dis inherente krag, want hy woon in sy kinders. En as ons daai krag kan toepas, dan het ons bediening 'n werklike betekenis. Dan sal gebeur wat die Here gesê het, wek dooies op, bid vir siekes, maak siekes gesond en so meer. Geestelik bekragtig te word. En dan verder om 'n praktiese verhouding met God te hê. Dis waarvoor hy ons die Heilige Gees gee en vervul met sy Gees. Ons weet nie hoe God hy ons moet lewe nie. Ons weet nie wat 'n verhouding met God is uit onsself nie. Dis 'n baie ander dimensie as wat 'n verhouding met mekaar as mense is. Daarom sê die Bybel vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met alles, bo alles.
Want daar's 'n dimensie van 'n verhouding as ons dit doen waarin ons ingaan en 'n diep verhouding met hom kan hê. Hy wil dit hê. En dan een ding wat die hele kerk eintlik mis, om die wapenrusting te kan aantrek. Dit is so tragies, ongelooflik tragies, dat die kerk dit mis, om elke dag die wapenrusting aan te trek. En al sou jy dit met die lippe doen, en nie met die hart nie, sal dit niks beteken nie. Dis die Gees van God, wat die wapenrusting sy krag gee. En ons moet dit aantrek. Daar is baie min mense wat weet om die wapenrusting aan te trek. Ons sal ook so 'n bietjie prakties moet raak in hierdie verband, ook in die gemeente, om werklik die wapenrusting aan te trek. Maar in my bediening het ek nog nooit 'n predikant of iemand anders gekry wat van ons kan illustreer hoe die wapenrusting aan te trek. Hulle weet dit nie. Hulle praat daaroor en praat daarvan, maar hulle weet nie hoe aan te trek. Prakties nie. Die Heilige Gees leer ons om dit te doen. En as 'n mens die wapenrusting aantrek nie, het jy ook nie die Heilige Gees nie. Dan moet jy hom bedroef. Want as een van die dele van die evangelie, ongelukkig wat die meeste verwaarloos word, 'n deel van die evangelie is om geestelike oorlogvoering te doen. En die kerk doen dit nie. Maar dan ook om ware perspektief op die lewe te kry. Die Heilige Gees maak die lewe vir ons duidelik, deur die woord van God, deur omstandighede, deur gebed, deur 'n lewe wat ons leef in verhouding met God. Dis daar waar die verhouding uit bestaan. Dis hierdie dinge wat noodsaaklik is om 'n dinamiese kind van God te word. Jy word dit nie gebore nie, jy word dit gemaak. So dis die ontvangs van die Heilige Gees. En die tweede van ons verhouding met God, ons verhouding word verdiep deur 'n algehele oorgawe. 'n Mens kom in jou geestelike lewe tot op 'n punt waar jy nie verder kan groei nie. En dan kom God en sê, ek wil jou vervul met my Heilige Gees. En hoe gebeur dit? Jy moet by 'n punt kom waar jy wegdoen met al jou eie dinge, vleeslike begeertes en so meer soos Galasiërs sê. Jy word dan met die Heilige Gees vervul, wanneer jy totaal oorgee. Wyle Dr. Andrew Murray, die grootste man van God wat die land nog geken het 'n boek geskrywe, Algehele Oorgawe. En daar's baie ander wat dit geskryf het, boeke geskryf het en gepreek daaroor. Hoe kom ek by die volheid van die Heilige Gees? Deur oor te gee aan hom. Ons is in elk geval onteien. En baie mense vat hulle geestelike lewe terug vir hulle self. Ons het hier gelees, julle is 'n tempel van die Heilige Gees, julle is duur gekoop. Verheerlik God in jou liggaam en jou gees wat aan God behoort, sê 1 Korintiërs 2 vers 7 of 7 vers 1 verskoon. Lukas 10 sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en in jou naaste soos jouself. Dis 'n oorgawe aan God. Dis nie 'n begrip wat ek wil in my kop bære nie. Dis 'n lewenstyl wat ontstaan wanneer ek oorgee aan die drie-enige God. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, dis hierdie ding hier. Uit jou hele siel, dis jouself in jou liggaam. Uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Dis 'n algehele oorgawe aan God. Dan kan God jou met sy gees vervul, maar nie voor dit nie. Efesiërs 5 sê, moenie dronk word van my nie, daarin is ons bandigheid, maar word met die gees vervul, so ons moet dit soek. Ons moet die vervulling met die Heilige Gees soek. En dan hoe werk dit in die praktyk, waar 'n vrou wat 'n hoervrou was, by Jesus kom, en hy sê vir haar, God is Gees. Die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. En hierdie vrou se hele lewe verander daar by die put. Die Heilige Gees is die een wat ons leer, wie is God, en hoe moet ons God aanbid. Die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Dis nadat jy totaal oorgegee het aan God, dis wanneer daar 'n gees van gees en waarheid in jou inkom, en jy die Here met waarheid kan aanbid.
'n verhouding word verdiep deur 'n algehele oorgawe aan God. Derdens, ons verhouding word verlig. Ons het lig nodig, geestelike lig. Hierdie ligte help niks van ons geestelike lewe nie. Die son help niks daarvoor nie. Die maan help niks daarvoor nie. Ons verhouding word verlig deur 'n paar dinge. Die eerste is die woord van God in die praktyk. Die woord van God is 'n lig. Psalm 119 vers 130 sê, die openinge van die woord gee lig. So die oomblik wanneer ek die Bybel opmaak, kom daar lig. En of ek ingeskakel is by die lig of nie, dis die verskil. Baie mense sal die Bybel lees en hulle weet nie wat hulle lees en hulle vergeet dit net daar. Dan is die lig dof, dood. Maar die oomblik as jy die woord van God vat en hom reg benader, dan kom daar geestelike lig uit die woord. Die opening van die woorde gee lig. Daar's baie tekste in die verband. Maar Salomon, ja, dis hy wat ek gaan quoteer het. 2 Korintiërs 4 sê, want God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Met ander woorde, God trek ons in 'n mens in waar hy 'n werklikheid word, waar Jesus Christus vir ons 'n werklikheid word deur die woord. Hy skyn in ons harte en is die Heilige Gees se werk om dit 'n werklikheid te maak. So ongelukkig is die lig in sommige se harte verdring deur duisternis. Jesus het gesê, as die lig in jou duisternis is, so groot is die duisternis nie. Daarom Matteus 6. So, wat God begeer vir ons in Pinkstertyd, is nie om te sit en wag en te sê, ek wil nou met die Heilige Gees vervul word. Ek wil met die Heilige Gees vervul word, soos baie keer gebeur op konferensies en kerke. En daai mense dieselfde net as hy uitstap as wat hy aangekom het. God wil iets anders van ons hê. Want waarvoor wil mense met die Heilige Gees vervul word? Die meeste mense soek dit vir hulle eie gewin, vir eie ekstase. Party wil selfs daarin roem, dat ek met die Gees van God vervul is. God sê, wat hy van ons verwag is, wandel deur die Gees. Wandel deur die Gees. Galasiërs 5 vers 25 wat ons gelees het. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Met ander woorde, laat ons in 'n verhouding met die Heilige Gees elke tree in ons lewe vorentoe gaan en bly dan vol van die Gees. Ons ontvang die Heilige Gees vir diens, vir toerusting en getuienis, nie vir status en vir ons begeertes nie. Wandel deur die Gees. Wat sê hy verder? Maar ek sê wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want in Galasiërs 5 verder sê, want die Gees stryd teen die vlees, en die vlees teen die Gees. Hulle staan teenoor mekaar sodat ons nie kan doen wat ons wil nie. So dan moet 'n keuse kom. By 'n algehele oorgawe moet daar 'n keuse kom. Ek gaan die Heilige Gees eerste plaas in my lewe en nie die vlees nie. Paulus het gesê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Dis dan wanneer die Heilige Gees in jou lewe kan oorvat. Goed. Wat is die tekens van hierdie wandel deur die Heilige Gees? Hierdie is baie belangrik. Hoe sal 'n mens weet as iemand deur die Gees wandel? Eerstens, jy wandel in die wil van God. Om die wil van God te ken, moet daar verandering in jou gemoed plaasvind. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer, dit is julle heilige godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dis die werk van die Heilige Gees in ons. Hoekom? Sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy gaan die wil van God nie ken as jy nie hierdie pad loop nie. Romeine 12 vers 1 en 2. Tekens van die wandel deur die Gees is onder leiding van die Gees in alles.
Ek moet in alles leiding van die Heilige Gees vra en doen. Galasiërs sê, en Romeine sê, as hulle deur die Gees gelei word, is hulle kinders van God. Dit is 'n baie diep teks wat baie keer misgekyk word. As hulle deur die Gees gelei word, dan is hulle kinders van God. Ons kan dit in ons taal stel, dat is deur te sê, as ek met die Heilige Gees vervul word, is dit 'n bewys dat ek 'n kind van God is. As ek deur die Gees gelei word. Dan, om te wandel deur die Gees, moet ons op die weë van die Here wandel. Jesaja 55 sê, my weë is hoër as julle weë, soos die hemel hoër as die aarde. Ons moet die weë van die Here leer ken. Dis 'n interessante onderwerp, en ons is al besig vir 4 jaar daarmee, hoe om die weë van die Here te leer ken. Elke boodskap wat hier gebring word, is daarop gemik om jou in die weë van die Here te lei. En as ons net oor pratery, as die woord van God jou nie lei na nuwe ontdekkings, na nuwe avontuur, na nuwe perspektief op die weë van die Here nie, dan is dit maar hoekom mense nooit werklik satisfaksie in hul godsdienst kry nie. Die weë van die Here is lieflike weë, sê die Bybel. En die mens moet daarop wandel. Maar jy moet dit eers ontdek. En dis die Heilige Gees wat ons lei. Verskillende redes na verskillende weë van God toe, sodat ons daai weg kan leer ken. En daar is baie. Die tekens van die wandel deur die Gees is ook die weg van die kruis. Om by daai punt in jou lewe te kom en stil te staan en te stop op jou pad en te sê, ek kan nie verder nie voordat ek nie gekruisig is nie. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek het met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Nou leef hy in my. En hy leef in jou deur die Heilige Gees. En hy wil hê dat jy self ook daardie dimensie moet betree om gekruisig te wees vir die dinge van die tydelike lewe. Ons het dinge nodig om te lewe, maar as mense verknog raak aan dinge soos die televisie en al daardie dinge, selfone en strukture en werk en al die dinge, dan is dit verby met jou. Verder, jy leef die gawes van die Heilige Gees as jy deur die Gees wandel. Ek het 'n ruk terug hier oor die gawes van die Heilige Gees 'n kursus aangebied en nie een enkele persoon het gekom en daaroor gepraat nie. Nie een nie. So wat het geword van die gawes van die Heilige Gees in die gemeente? Niks. Jy dra die vrug van die Gees as jy wandel deur die Heilige Gees. Meeste van ons ken die teks in Galasiërs 5 vers 22 wat sê die vrug van die Gees is liefde. Nou in die Grieks bestaan dit so, eintlik liefde dubbelpunt. Blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Liefde maak die vrug van die Gees oop, selfbeheersing maak hom toe, dat hy in jou kan funksioneer. Daar is, in die vrug van die Heilige Gees, is daar 3 emosies en 6 deugde. Baie mense wil dit 'n emosionele kontour maak. Ek wil net emosioneel lekker voel. Ek wil net lekker voel en ek draai vrug van die Gees. Daar is 3 emosies en 6 deugde. Waarvoor staan dit? Dat ons moet prakties wees. Ons moet werk in die koninkryk van God met die deugde wat hy ons gee in die vrug van die Gees en met die gawes van die Heilige Gees. Anders is ons geestelike lewe saai. Ons is nie veel daarin nie. Ons is maar net Christene. Ons gaan maar net kerk toe, né? Pinkster is 'n lewe van vuur. 'n Vuur wat in ons hart aan die brand gesteek word deur die woord en deur die Heilige Gees. Die Bybel sê vir ons God se woord word soos 'n vuur. Hebreërs 10 sê ons God is 'n verterende vuur. Die Bybel praat van die Heilige Gees as 'n vuur. En dan sê Romeine 12 vers 11, wees ywerig, wees vurig van gees. Die Griekse woord sê, wees 'n vuur van die Gees, dien die Here.
Dit is Romeine 12 vers 11. Wees vurig van gees. Mense wat sit soos ou halwe dooie mens, hy sal nooit iets van homself, waarself uit die gees kry nie. God sê, steek 'n vuur in jou hart aan die brand vir die dinge van God, deur die waarheid wat 'n mens inneem uit die woord, en deur die inwoning van die Heilige Gees. Waarom is ons nie vurig van gees nie? Omdat ons die dinge nie verstaan nie. Ons verstaan maar nie die dinge nie. Maak hierdie jare verskil. Gaan ondersoek jouself. As jy werklik in die geloof, soos Paulus vir die Korintiërs sê, ondersoek jouself. As al hierdie feite vir jou 'n probleem is, en jy nie daarby kom waar die Gees van God vir jou belangrik is, en jou lewe oorheers met God se wil nie, dan het ons 'n probleem. Daarom sê ek, gaan hierdie week, gaan ondersoek jouself. Gaan kyk na die vrug, na die gawes. Gaan kyk en gaan ervaar 'n bietjie jouself. Is ek vurig van gees vir my koning, vir Jesus wat sy lewe vir my gegee het? Is ek vurig van gees vir die koninkryk, waartoe hy my geroep het om daarin te werk en dit uit te brei? Is ek vurig van gees vir verlore sondaars? Spreuke 11 vers 30 sê, die vrug van 'n regverdige is 'n boom van die lewe. Hy dra vrug. En hy wat siele wen is wys. Wysheid is 'n krag. Die tweede grootste krag van God is wysheid. En dit het ons nodig. Dan sal ons lewe radikaal verander. En eendag as ons daarbo kom, gaan ons werke getoets word. Laasweek het ons gepraat oor die regterstoel. En hy sê, ons werke gaan getoets word by die regterstoel. Goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi of stoppels. En die wat verbrand word, gaan skade ly. Moenie jouself daai skade aandoen nie. Ek self ook. Ons moenie onsself skade aandoen op die aarde en vir ewig daaronder gaan ly in die ewigheid nie. Mag God ons help dat Pinkster 'n werklikheid vir ons sal wees. Amen.